waarskynlikheid. In hierdie video gaan ons kyk na die graad 11 waarskynlikheid. Goed, so die eerste ding wat ons moet leer is ons 3 formules van 2 gebeurtenisse A en B. So gebeurtenis A en B kan of insluitend, uitsluitend of onafhanklik wees. So die eerste formule, die insluitende formule, is die een wat ons op die formuleblad gaan kry. En hierdie prentjie is hoe dit visueel gaan lyk. So 2 insluitende gebeurtenisse is 2 sirkels en die sirkels stel 'n gebeurtenis voor. So dis 2 sirkels wat mekaar sny. Uitsluitende gebeurtenis is 2 sirkels wat nie mekaar sny nie. En die onafhanklike gebeurtenis is net letterlik die snyding van 2 gebeurtenisse. So die eerste formule insluitend sê vir ons dat die waarskynlikheid van A of B, so in die prentjie, dit is dan die volle area wat ingekleur is. Daai gedeelte is die waarskynlikheid van A of B. En hulle sê om daai ingekleurde area te kry, dis gelyk aan die waarskynlikheid van A, ons eerste sirkel, daar is A, plus die waarskynlikheid van B, ons tweede sirkel, en soos julle kan sien het ek nou 2 keer daai middelste gedeeltjie ingekleur, en dit is hoekom ons dan sê minus die waarskynlikheid van A en B, want A en B is die middelste gedeeltjie. Dan 'n uitsluitende gebeurtenis, dis 2 sirkeltjies wat nie mekaar sny nie. So die waarskynlikheid van A of B is die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B. Goed, en dan onafhanklik, die waarskynlikheid van A en B, die snyding, is die waarskynlikheid van A maal die waarskynlikheid van B. En ons kan nie dit visueel sien nie, ek het maar net daar gewys, as ons die waarskynlikheid van A en B wil hê, in 'n Venn-diagram is daai gedeeltjie wat hulle deel, dis die snyding. Goed, so kom ons kyk nou na ons eerste voorbeeld. So hier sê hulle vir ons, die waarskynlikheid van A is 0,3 en die waarskynlikheid van B komplement is 0,8. So wanneer hulle vir ons 'n komplement gee, dan kan ons eintlik onmiddellik die waarskynlikheid van B gaan neerskryf, want as ons sê 1 minus die komplement, dan gaan ons eintlik die werklike antwoord kry. So, wat ek eintlik bedoel is dat die waarskynlikheid van B komplement is presies dieselfde as 1 minus die waarskynlikheid van B. So 'n komplement en 'n gebeurtenis en sy komplement gee saam vir ons 1. So as hulle 'n komplement vir ons gee, dan wil ons eintlik daai gebeurtenis gaan uitwerk. So ons sê 1 minus 0,8 en dit gaan vir ons die waarskynlikheid van B gee. Goed, so dis wat hulle vir ons gee. Nou sê hulle vir ons A, ons moet bepaal die waarskynlikheid van A en B as A en B onafhanklike gebeurtenisse is. So wanneer hulle vir ons hierdie formules gee, hierdie somme, moet ons dadelik gaan kyk watse een van die 3 woorde gee hulle vir ons en ons moet onmiddellik daai formule eers gaan doen. So ons kyk nie eintlik wat hulle vir ons vra nie, ons kyk eers watter een van die 3 woorde hulle vir ons gee. So hulle sê vir ons onafhanklik. So nou kan ons die regte formule gaan neerskryf, so ons weet dat die waarskynlikheid van A en, ek gaan 'n en neerskryf, maar soos julle kan sien, ek het net daar geskryf dat die regte notasie vir en is dit en die regte notasie vir of is dit. Maar ons kan beide gebruik. So die waarskynlikheid van A en B vir 'n onafhanklike gebeurtenis is die waarskynlikheid van A maal die waarskynlikheid van B. Ok, en hulle het ook gevra vir die waarskynlikheid van A en B, so ons gaan net waarskynlikheid van A gaan invul, en dan maal die waarskynlikheid van B, wat ons nou uitgewerk het, 0,2. En dit gaan dan vir ons gee 0,06. Goed, dan vra hulle vir ons nommer B, die waarskynlikheid van A of B. En hier sê hulle nie vir ons wat 'n formule om te gebruik nie, hulle gee nie vir ons een van ons 3 woorde nie. As hulle nie vir ons 'n woord gee nie, dan kan ons altyd aanneem dat dit die insluitende gebeurtenis is. So hy sê dat A of B is die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B minus die waarskynlikheid van A en B. So ons gebruik die insluitende formule as hulle geen woord vir ons gee nie.
Nou kan ons als gaan invul. Waarskynlikheid van A is 0,3, waarskynlikheid van B is 0,2 en ons het reeds die waarskynlikheid van A en B uitgewerk, dis 0,06. So nou, as ons dit gaan uitwerk, dan gee dit vir ons 0,44. Goed, kom ons kyk na ons tweede voorbeeld. Hulle gee vir ons die waarskynlikheid van A, die waarskynlikheid van B en die waarskynlikheid van A of B. Nou vra hulle vir ons, is A en B onderling uitsluitende gebeurtenisse? So die formule vir uitsluitend is die waarskynlikheid van A of B is gelyk aan waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B. Dis die formule vir 'n insluitende gebeurtenis. Kom ons kyk of dit wat hulle vir ons gegee het, wel hierdie formule bevredig. So aan die linkerkant het ons die waarskynlikheid van A of B en dit sien ons is 0,7 en aan die regterkant het ons die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B. So dit wil sê waarskynlikheid van A is 0,5 plus die waarskynlikheid van B is 0,3 en dit gee vir ons 0,8. So hierdie is nie 'n uitsluitende gebeurtenis nie, want die linkerkant is nie gelyk aan die regterkant nie. Die waarskynlikheid van A of B het ons uitgewerk, dit is, as ek hom hier kan invul, 0,8 en die waarskynlikheid, dis 0,7 en die waarskynlikheid van A of B, daai gedeelte saam, is 0,8, so dis nie gelyk nie. So ek moet eintlik nog ietsie aftrek hier om die regterkant 0,7 te kry. So hierdie is nie 'n uitsluitende gebeurtenis nie. So hierdie gaan wees nee. Want ons kan sien dat ons moet eintlik nog iets aftrek aan die regterkant om by die linkerkant uit te kom. So dit beteken dat dit sal 'n insluitende gebeurtenis wees, want die verskil tussen 'n insluitend en 'n uitsluitende gebeurtenis, as ons hierbo kan kyk, is dat by die insluitende gebeurtenis moet ons die en aftrek. En ons kan duidelik sien hierso, ons moet iets aftrek. Ons moet 0,1 aftrek om die regterkant gelyk aan die linkerkant te kry. So die antwoord hierso is nee, want ons het reeds gewys in die formule, linkerkant is nie gelyk aan die regterkant nie. En nog 'n rede wat ons hier kan sê is, dat die waarskynlikheid van A en B is nie 0 nie. Hy is nie 0 nie, hy is eintlik 'n getal. Ons moet eintlik iets aftrek. So die en is dit wat ons moet aftrek. So hy is nie 0 nie, hy is 'n getal wat ons moet aftrek. Goed, kom ons kyk na ons volgende voorbeeld, voorbeeld 3. Waarskynlikheid van A, waarskynlikheid van B en die waarskynlikheid van A en B word gegee. Nou vra hulle vir ons, is A en B onafhanklike gebeurtenisse? Goed, kom ons gaan skryf die formule neer vir onafhanklik. So waarskynlikheid van A en B is gelyk aan waarskynlikheid van A maal waarskynlikheid van B. Kom ons kyk of die linkerkant gelyk aan die regterkant is. So ons linkerkant is 0,12 en ons regterkant is waarskynlikheid van A maal waarskynlikheid van B en as ons dit gaan uitwerk is dit 0,12. So hier sien ons linkerkant is gelyk aan die regterkant en dit wil sê A en B is onafhanklike gebeurtenisse. A en B is onafhanklike gebeurtenisse. Goed, kom ons kyk na ons vierde voorbeeld. Hulle gee vir ons 'n klein Venn-diagram, baie eenvoudig, net 2 sirkels. So dit is dieselfde as wat ek daar by ons formules geteken het. Nou sê hulle, indien A en B onafhanklik is, bepaal die onbekendes. Ok, so onafhanklik, ons gaan dadelik altyd kyk, wat is die woord wat hulle vir ons gee, en ons gaan onmiddellik daardie formule neerskryf. So onafhanklik is die waarskynlikheid van A maal die waarskynlikheid van B. So hulle sê A en B is onafhanklik. Goed, kom ons gaan haal nou hierdie antwoorde, want hierdie formules se antwoorde word eintlik gegee in die sirkels in die Venn-diagram. So waar gaan ons die waarskynlikheid van A en B kry in 'n Venn-diagram? Dis altyd
daai gedeelte, dis die snyding gedeelte. So dit gaan wees 0,2 is gelyk aan. Waar gaan ons die waarskynlikheid van A kry? Dit is daai twee gedeeltes, die T plus die 0,2. Waarskynlikheid van A is T plus 0,2. Waar gaan ons die waarskynlikheid van B kry? Dis die 0,2 plus die 0,3. So die waarskynlikheid van B gaan wees 0,5. So ons het die formule gaan neerskryf, ons het die onafhanklike formule gaan neerskryf en ons het alles ingevul soos wat ons dit gaan kry het in ons sirkels. Want die sirkels stel die gebeurtenisse A en B voor. So nou gaan ons die T oplos. So kom ons deel somme die 0,5 onder die 0,2 in en dan bly hier oor T plus 0,2. Dan gaan dit vir ons gee 0,4 is gelyk aan T plus 0,2 en dan kan ons die 0,2 oorvat en dan gaan ons T vir ons dan gee 0,2. So T is 0,2. Kom ons vul hom daarin. En nou wil ons die R gaan uitwerk en elke deeltjie wat in ons sirkels is, elke gedeeltetjie wat in ons sirkels is, wat in ons gebeurtenisse is, plus die gedeeltetjie wat buitekant ons gebeurtenisse is. Dit alles saam gaan altyd vir ons 1 gee. So om die R uit te werk, kan ons dan nou sê, die T wat 0,2 is, plus die A en B, daai middelste gedeelte, plus die 0,3 wat slegs in B is, so daai 3 gedeeltes, so dis alles wat in die sirkels is, alles wat in ons gebeurtenisse is, plus die R, dit wat buitekant die sirkels, buitekant ons gebeurtenisse is, dit moet vir ons 1 gee. So nou kan ons die R alleen kry, so ons kan sê 1 minus 0,2 minus 0,2 minus 0,3 en dit gaan vir ons 0,3 gee. Goed, nou gaan ons gaan kyk na ons Venn-diagramme. So hier het ek 'n voorbeeld geteken van 3 gebeurtenisse A, B en C en in hierdie Venn-diagram het ek al die gedeeltes ingevul en nou gaan ons gou deur 'n lysie werk sodat ons elke gedeelte in 'n Venn-diagram kan verstaan en aflees. So in hierdie steekproef sien ons dat ons steekproef hierso is 40. So hier is nou 'n getal van 40 mense wat ondervra is om in hierdie steekproef deel te neem. Ok, so ek het al die gedeeltetjies ingevul en ek gaan nou deur 'n lysie werk om te wys hoe ons elke gedeelte kry. So eerstens, die N hierso wat ek heeltyd hier geskryf het, staan vir die aantal en in hierdie geval nie waarskynlikheid nie. So wanneer ons 'n P skryf, soos wat ons in ons formules gebruik het en soos wat ons die vorige somme gedoen het ons P's gebruik en dit staan vir probability of waarskynlikheid. Die N staan vir die aantal. So die eerste ene wat ons moet leer is, as hulle vir ons vra die aantal wat in A is, of die waarskynlikheid wat in A is. Dit sal dan alles wees wat in A se sirkel is. Alles wat in A se sirkel is. So dis die 10, die 6, die 4 en die 2. So as ons dit optel, dan gaan ons kry 22. Dan die tweede een, slegs A. So daar is 'n verskil tussen A en slegs A. Slegs A beteken net in A en nie in die ander twee gebeurtenisse nie. So dit gaan net wees die 10. Dan die derde een, B komplement. So ons het eintlik al so een gedoen. So hier is B. Dis die 6, die 4, die 1 en die 3. So B se komplement gaan alles wees wat nie dit is nie. So dit gaan dan wees 10 en die 2 en die 7 en hierdie 7 hier buite. So daai is alles B komplement. Dan volgende een, die aantal wat in C is, maar nie in A of B nie. So alles in hierdie sirkel is alles wat in C is, maar nou wil ons nie in A of B hê nie, so dit gaan wees die 7. So dit is 'n ander woord vir slegs C.
C, maar nie in A of B nie. Goed, dan die volgende een. A of B. A of B. So A of B gaan alles wees wat ons daar kan inkleer in die A of die B sirkels. A of B. So dit gaan wees 10 en die 2 en die 6 en die 4 en die 1 en die 3. So al daai gedeeltes is A of B. Dan die volgende een. A of B, maar nie C nie. So ons weet nou klaar dat hierdie sirkels is A of B, maar nou wil ons sê A of B, maar nie C nie. So dit gaan wees die 10, die 6 en die 3. A of B, maar nie C nie. Dan A en B. A en B, dis die snyding, ons het al so een gedoen. A en B, dis die snyding, so dit is die 6 plus die 4. Dan die volgende ene, ten minste 1 van A of B of C. So as ons net gou na hierdie 3 Venn-diagramme kan kyk, hierdie 10 is ons slegs A. So daar's net een gebeurtenis, slegs A bevat 10. So net een gebeurtenis lê hierso. Hierso by hierdie gedeelte 6, daar lê 2 gebeurtenisse, A en B lê daar. Hier by die 4 lê daar 3 gebeurtenisse, A en B en C, by die 4. Hier lê daar net 1 gebeurtenis, by die 3, dis net B. Hier lê daar 2 gebeurtenisse, B en C. Hier lê daar 2 gebeurtenisse, A en C, en hier lê daar 1 gebeurtenis, C. So, as hulle sê ten minste 1, beteken dit mos 1 gebeurtenis, so daar's almal wat daar 1 gebeurtenisse is. So ten minste 1 beteken 1 gebeurtenis, of meer. So daar lê daar 2 gebeurtenisse, en daar lê daar 3 gebeurtenisse. So ten minste 1 beteken 1 of 2 of 3. So dit is eintlik alles. Dis eintlik alles. So ten minste 1 is elke liewe gedeeltetjie in ons 3 sirkels. So dit gaan wees die 10 plus die 2 plus die 6 plus die 4 plus die 3 plus die 1 plus die 7. Ten minste 1. So 'n ander woord vir ten minste 1 is A of B of C. OK, dan ons volgende ene, ten minste 2 beteken 2 gebeurtenisse of meer, so 2 of 3 gebeurtenisse. So hierso is waar daar 2 gebeurtenisse lê en die 4 is waar daar 3 gebeurtenisse lê. So ten minste 2 gaan hierdie gedeeltetjie hier in die middel wees, hierdie blommetjie. So dit gaan wees 6 plus 4 plus 2 plus 1. So dis ten minste 2. Dan die aantal in A en C, maar nie in B nie. So A en C, maar nie in B nie. So waar's A en C? A en C lê daar, maar nie in B nie. So dit gaan net wees die 2. So A en C, maar nie in B nie, gaan net wees die 2. Dan A of B of C, dis presies dieselfde as ten minste 1. A of B of C, A of B of C, dit is alles wat in die 3 sirkels lê, A of B of C. So dit gaan wees 10 plus 6 plus 4 plus 2 plus 7 plus 1 plus 3. A of B of C. Dan die volgende een, A en B en C, dit gaan die gedeelte wees wat al 3 gebeurtenisse sny, so dis net daardie 4, A en B en C. Dan A of B of C se komplement, A of B of C se komplement, so as al hierdie gedeeltes A of B of C is, dan is die komplement die enetjie wat hier buite is, so dis die 7. Goed, en dan ons laaste 2 bietjie moeiliker voorbeelde, en ek gaan hulle sommer hierso in rooi sit. So die ene is A komplement en B, en die volgende een is A komplement of B. So wanneer hulle 'n komplement vra binne in ons hakkies, want dit is maklik as hulle dit vra buite die hakkies, want dan kan ons net altyd hierdie gedeelte gaan uitwerk, en dan is dit net dit wat nie dit is nie. Maar wanneer hulle die komplement vra binne in 'n hakkie, gaan ons mooi met gaan kyk. So as hulle die komplement vra binne in die hakkie met 'n en, dan gaan ons
hierdie twee moet gaan inkleer. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan A se komplement gaan inkleer, en ons gaan vir B gaan inkleer, en ons gaan kyk waar oorvleuel ons pen. So kom ons gaan kleur die A komplement in. Ek gaan hom sommer met geel gaan inkleer. So ek gaan A komplement met geel gaan inkleer. So wat is A komplement? So dit is alles wat nie A is nie. So alles wat nie A is nie. Alles en buite wat nie A is nie. So daar kleur ons nou vir A komplement in. A komplement is ingekleur. Ok, A komplement en B. Kom ons vat sommer daai. So B. Nou gaan kleur ons vir B in. Ok, daar is B. En nou gaan kyk ons watse gedeelte het ons beide kleure ingekleur. So ons kan duidelik sien dat die 3 en die 1, die 3 en die 1 is vir ons beide kleure ingekleur het. So dis 3 plus 1. Ok. Dan as hulle vir ons die A komplement of B gee, dan moet ons insluitende formule gebruik om daardie antwoord neer te skryf. So die insluitende formule van 'n of is, dit gaan wees A komplement plus B minus A komplement en B. So hierdie is die insluitende formule. So kom ons gaan kyk, wat is A komplement? Wat is A komplement? A komplement is 7 plus 1 plus 3 plus 7. Dis A komplement. Goed, dit gaan vir ons 18 gee. En dan moet ons B bytel. Wat is B? B is 6 plus 4 plus 3 plus 1. Dis B. En dan minus A komplement en B. So onthou, 'n komplement binne 'n hakie met 'n en moet ons gaan inkleur. En kyk waar ons twee kleure oorvleuel, en ons het dit gedoen daar, so ons weet reeds ons antwoord is 4. En as ons dit gaan oplos, dan gaan ons kry 28. Ok, so dit is basies die lysie van alles wat hulle vir ons kan vra in 'n Venn-diagram. So dis 'n goeie idee om deur die lysie te gaan en elke deeltjie daar te gaan leer en om te kyk of ons dit kan kry. Verstaan ons dit? Ons leer dit voor die tyd. Hoe kry ons elke gedeeltjie wat hulle vra? Waar kry ons dit op die Venn-diagram? Ok, kom ons doen gou 'n voorbeeld van 'n Venn-diagram. So by voorbeeld 5 sê hulle ons moet 'n Venn-diagram teken om die volgende inligting voor te stel en ons moet vir X oplos. En daar's 70 leerders in die steekproef. Ok, so ons kan begin en ons kan hierso gaan sê dat die aantal wat in die steekproef is 70. So ons skryf dit buitekant die blokkie. Ok, ons weet nog nie lekker waar daai X is nie, maar kom ons gaan vul solank alles in ons Venn-diagram in. So ek het sommer klaar 3 sirkels daar geteken, want hier gaan nou 3 gebeurtenisse wees. Kom ons gaan kyk wat is die 3 gebeurtenisse. 30 leerders hou van gaskoeldrank. So kom ons maak daai sirkel gaskoeldrank. Nou sê hulle vir ons 30 leerders hou van gaskoeldrank. Dit beteken dat daai hele sirkel is saam 30. So dit beteken ons kan nie die 30 nou gaan invul in 'n deeltjie nie. Daai 30 moet op die randjie gaan staan. Ok, 15 leerders hou van sap. So ons volgende gebeurtenis is sap. 15 leerders hou van sap. So dit beteken daai hele sirkel gaan sap wees. So ons kan nie die 15 gaan invul in die sirkel nie, so dit moet op die randjie staan. 15 leerders hou van sap. Dan water. 32 leerders hou van water. 32 gaan op die randjie kom, want 32 leerders wat van water hou beteken daai hele sirkel saam is 32. Dan die volgende ene. 8 leerders hou van gaskoeldrank en sap. Waar is gaskoeldrank en sap? Gaskoeldrank en sap is daai gedeelte. So 8 leerders hou van gaskoeldrank en sap. Dit beteken ons moet daai 8 op die randjie invul van daai gedeelte. Ons kan dit nog nie binne in een van daai gedeeltetjies invul nie. 14 leerders hou van gaskoeldrank en water. Gaskoeldrank en water is daai twee gedeeltes saam. Dis die snyding van gaskoeldrank en water. 14 leerders gaan ons daar op die randjie invul.
7 leerders hou van sap en water. Sap en water, 7 leerders gaan daai gedeelte wees, so ons met die 7 daar op die randjie gaan invul. En dan 17 leerders hou nie van een van die drankies nie, so 17 gaan die buite staan. Ok, so nou gaan ons gewoonlik sien dat daar gaan 'n gedeelte of meer gedeeltetjies wees waar daar niks ingevul is nie. En dan die beste ding om te doen is, so jy kan eintlik enige gedeelte nou x maak, maar ek gaan maak gewoonlik my kleinste gedeeltetjie x, so ek gaan my middelste gedeeltetjie x maak. Dit maak nie regtig saak wat 'n gedeelte jy x maak nie, maar ek maak maar my kleinste area gedeeltetjie maak ek x. En dit beteken nou dat as daardie gedeelte 8 is, dan gaan hierdie gedeeltetjie 8 minus x moet wees. En dit beteken dat ek kan hierdie 8 wat op die randjie is nou uitvee, want eintlik wil ons alles wat op die randjie is uitvee en net ons deeltjies invul. Nou kan ons dieselfde doen, hierdie areaatjie gaan wees 14 minus x, en ons kan die 14 op die randjie gaan weghaal. Daai gaan wees 7 minus x, en ons kan die 7 op die randjie gaan weghaal, want die vraag wat hulle gaan vra, gaan altyd wees, ons moet deeltjies by mekaar tel, so ons wil nie eintlik die mekaar raak en die randjies by mekaar tel nie. Ok, nou moet ons hierdie areaatjie uitwerk, so om dit te doen, gaan ons sê, dat dit gaan wees 15 minus 8 minus x minus die 7 min x. So ons moet dit fisies so gaan uitwerk, en dan gaan dit vir ons gee 15 minus 8 plus x minus 7 plus x. En as ons dit gaan vereenvoudig, dan lyk dit my gaan alles uitkanselleer en dan gaan daai gedeelte ook x wees. Goed, kom ons doen volgende gedeelte daar. Om dit uit te werk gaan ons sê dis 30 minus 8 min x minus 14 minus x. 30 minus 8 plus x minus 14 plus x. Daai gaan uitkanselleer, en dan gaan daar oorbly 8 plus x. 8 plus x. Goed, en dan ons laaste gedeelte gaan ons uitwerk deur te sê 32 minus 14 min x min 7 min x. Onthou om altyd in hakies te sit. Dan gaan ons kry 32 min 14 plus x min 7 plus x. En as ons dit gaan vereenvoudig, dan gaan ons kry 11 plus x. 11 plus x. Goed, nou is ons Venn-diagram ingevul. Elke deeltjie is ingevul. En dit is ons doelwit, ons wil al die deeltjies invul. So wat ons nou gaan doen om die x te kry, gaan ons sê, ons totale steekproef, wat 70 is gelyk aan. En nou gaan ons al die gedeeltetjies by mekaar tel, plus die 17 wat buite is. So ons eerste gedeeltetjie is, daai 8 plus x, plus 8 min x, plus x plus 14 min x. Kyk, ek het daai gesê, plus die x plus die 7 min x. Daai en daai gesê, en dan laastens plus die 11 plus x, en moenie van die 17 wat buite die gebeurtenisse staan vergeet nie. Goed, nou gaan daar baie x'e uitkanselleer. So jy gaan net 'n x aan hierdie kant oorbly, en nou gaan ons al die getalle na die ander kant toe vat, en dit van 70 aftrek, en ons x gaan dan wees 5. En nou kan ons die x gaan invul, en ons kan elke gedeelte se werklike aantal gaan uitwerk, en ons kan nou enige vrae beantwoord wat hulle vir ons gaan vra. En omdat ons nou ons lysie geleer het van wat hulle alles vir ons kan vra, gaan ons enigiets kan beantwoord.
Goed, volgende gaan ons kyk na ons twee-rigting of ons gebeurlikheidstabel. So hier het ons 'n tabel en ek het reeds al die antwoorde ingevul en ek het weer 'n lysie gemaak van wat kan hulle vir ons vra en hoe kry ons dit. Okay, so in hierdie geval het ons het mans en vrouens en ons het die wat sport doen en die wat geen sport doen nie. Okay, so die eerste vraag wat hulle vir ons kan vra is die waarskynlikheid dat iemand 'n man is. So die waarskynlikheid dat iemand 'n man is, vat ons man se totaal en ons sit dit op die groot totaal. Waarskynlikheid van man is man se totaal op die groot totaal. Waarskynlikheid van sport is sport se totaal op die groot totaal. Okay, net so as hulle ons gevra het waarskynlikheid van vrou, dan was dit vrou se totaal op die groot totaal. Waarskynlikheid van geen sport was geen sport se totaal op die groot totaal. Okay, so dit is hoe ons waarskynlikhede daar uitwerk. Dan kan hulle vir ons vra waarskynlikheid van man en sport. So as hulle vir ons die waarskynlikheid van 'n en vra, dan moet ons kyk waar kom man en sport by mekaar. Waar kom man en sport by mekaar en dit is 393 op die groot totaal. Man en sport. Sê nou maar hulle het gevra vrou en sport, dan waar kom vrou by mekaar met sport? Vrou en sport, so waar kom dit by mekaar? Dit sou gewees het 15 op groot totaal. Dan, man of, onthou daar is 'n of, man of sport. As hulle vir ons 'n of vra by 'n gebeurlikheidstabel, dan moet ons die insluitende formule gebruik. So dit is die waarskynlikheid van man plus die waarskynlikheid van sport minus die waarskynlikheid van man en sport. Okay, ons het al 3 daai antwoorde in die vorige bullets gekry. So onthou, kan dit eintlik hier neerskryf, as hulle vir ons vra vir 'n of, so hoe ons daai formule gekry het, vir 'n of, dit was die waarskynlikheid van man, plus die waarskynlikheid van sport, minus die waarskynlikheid van man en sport. So dit is wanneer hulle vir ons 'n of vra, man of sport. So as hulle vir ons 'n of vra in 'n gebeurlikheidstabel, dan gebruik ons die insluitende formule. Okay, dan die volgende een, die waarskynlikheid van man gegee dat die persoon sport doen. So wanneer hulle vir ons sê gegee dat iets gebeur, dan moet ons eintlik die res van die tabel doodkrap of onder toedruk. En nou sê hulle waarskynlikheid van man gegee. So ons moet maak asof dit al is wat vir ons gegee is. Net dat iemand sport doen, gegee dat iemand sport doen. So dis al wat vir ons gegee is. So wat is nou die waarskynlikheid van man? 393. Op die, nou is my totaal 408 en nie meer 10.000 nie, want die res van die tabel is weg. Want gegee dat die persoon sport doen, so dis asof dit al is wat gegee is. Okay, en die laaste bullet het ek maar net weer waarskynlikheid van vrou, dis vrou se totaal op die 10.000. Okay, dan die laaste vraag is 'n baie gewilde vraag by die twee-rigting tabel. Bepaal of geslag onafhanklik van sport is. Okay, so ons moet natuurlik ons onafhanklike formule neerskryf en dan moet ons kyk of ons linkerkant gelyk aan ons regterkant is. So ons linkerkant is die waarskynlikheid van A en B. So in ons situasie of in ons som is ons A nou geslag en ons B is nou sport of nie sport nie. So ek het sommer geslag gekies, kom ons kies man, so die waarskynlikheid van man en sport, dis die linkerkant, so ons vervang net die A en die B met ons situasie, so dis man en sport. So wat is man en sport? Hoe kry ek nou weer man en sport? Ek kyk waar man en sport by mekaar kom op die tabel en dis 393 op 10.000. Dan die regterkant is waarskynlikheid van man maal waarskynlikheid van sport. So die waarskynlikheid van man se totaal op die groot totaal, maal waarskynlikheid van sport se totaal op die groot totaal. En as ek dit met mekaar gaan maal, gaan ek daai antwoord kry. So is die linkerkant gelyk aan die regterkant? Nee, so dan sê ons linkerkant is nie gelyk aan die regterkant nie.
Dus is geslag is nie onafhanklik van sport nie. Ok, so kom ons kyk gou nou na 'n voorbeeld. Voorbeeld 6. Tydens 'n opname is 60 seuns gevra met watter hand hulle skryf en wat hul haarkleur is. Die resultate is in die tabel opgesom. Ok, so hier sien ons nou, hier is nou min inligting, daar is eintlik baie onbekendes. So, nou vra hulle by A, indien die hand waarmee hulle skryf, onafhanklik van die haarkleur is, bepaal die waardes van A en B. Ok, so nou moet ons die onafhanklike formule weer gaan neerskryf, so ons gaan sê, waarskynlikheid van A en B is gelyk aan die waarskynlikheid van A maal die waarskynlikheid van B, dis die onafhanklike formule. Nou gaan ons dit vervang met ons situasie, so A sal dan nou wees 'n haarkleur, so ek gaan sommer blond kies, so blond en, kom ons sê B, maak so blond, en B is dan nou maar regs. So as dit onafhanklik is, dan is die waarskynlikheid van blond en regs gelyk aan die waarskynlikheid van blond maal die waarskynlikheid van regs. Ok, so kom ons gaan kyk. Die waarskynlikheid van blond en regs, hoe gaan ons dit kry? Blond en regs is waar blond en regs bymekaar kom, so dit is daai A. So dis die A op die groot totaal, so A op 60. So hier gaan ons kan skryf A op 60 is gelyk aan die waarskynlikheid van blond, dit is blond se totaal op die groot totaal. So dit gaan wees 20 op 60. Maal met die waarskynlikheid van regs, die waarskynlikheid van regs is regs se totaal op die groot totaal. So dit is 48 op 60. Ok, en nou gaan ons net die A alleen kry, so om die A alleen te kry, gaan ons maar net sê 20 op 60 maal 48 op 60 maal met 60. En as ons dit in die sakrekenaar gaan intik, dan gaan ons kry 16. So A is 16. En nou is dit eintlik baie maklik om B uit te werk, want B gaan dit wees 20 minus 16, omdat die A plus die B moet vir my daai totaal gee. En A is 16. So die B gaan dan net wees 20 minus 16 en die B gaan wees 4. So B is 4. En dan is dit baie maklik om die C en D te kry hier by vraag nommer B. So C gaan dan wees 48 minus 16 wat 32 gaan gee. En die D gaan wees 12 minus die 4 wat vir ons 'n 8 gaan gee. Omdat hierdie twee getalle moet vir my daai totaal gee en hierdie twee getalle moet vir my daai totaal gee. Ok, dan vra hulle vir ons, wat is die waarskynlikheid, gegeewe dat 'n seun links is, gegeewe dat hy links is, dat hy ook donker hare sal hê. Ok, gegee dat hy links is. Dit beteken, die res van die tabel is nie meer daar nie, so daai is nie meer daar nie. So gegee dat hy links is, wat is die waarskynlikheid dat hy donker hare sal hê? Dis die 8. Dis die 8 op 12. So 12 is nou my totaal, want die res van die tabel word nie meer gegee nie. So 8 op 12. So daai antwoord is 8 op 12 en as ons dit vereenvoudig kry is 0,67. En dan die laaste vraagie, wat is die waarskynlikheid dat een van die lukrake gekose seuns links is? So wat is die waarskynlikheid van links? Die waarskynlikheid van links is links se totaal op die groot totaal. So dis 12 op 60. En as ons dit vereenvoudig 0,2. Goed, en dit is 'n gebeurlikheidstabel of 'n twee-rigting tabel. Goed, nou gaan ons kyk na boomdiagramme. Ok, as eerste voorbeeld, voorbeeld 7. Daar is 6 rooi balle en 3 blou balle in 'n sak. 2 balle word een na die ander sonder terugplasing. Met ander woorde, sodra ons een bal getrek het, gaan ons hom nie weer terug in die sak sit nie.
Wat is die waarskynlikheid dat twee balle van dieselfde kleur gekies sal word? Okay, so eers moet ons die boomdiagram gaan teken. So ons het 'n sak en ons rooi balle en ons blou balle in die sak. So ons gaan 2 keer trek, so daar gaan 2 vertakkings wees. Die eerste vertakking moet ons kies tussen rooi balle en blou balle. En die tweede vertakking gaan ons weer 'n bal trek, ons gaan weer moet kies tussen rooi balle en blou balle. En hierdie is sonder terugplasing, so ek wil net weer sê dat dit beteken ons sit nie die bal weer terug in die sak nie. So by die eerste vertakking, die eerste keer as ons hand in die sak sit en die balle gaan trek, gaan die kans dat ons 'n rooi bal gaan trek is 6 uit 9, want ons 9 balle in totaal. Die kans dat ons 'n blou bal gaan trek is 3 op 9. Nou by ons tweede vertakking sit ons die bal nie weer terug nie, so nou, omdat ons nie die bal weer terug sit nie, kan ons totale by elke vertakking 8 gaan maak. Nou as ons nou hierso staan by die rooi bal, so as ons aanneem ons eerste bal was 'n rooi bal, dan gaan daar nou nie meer 6 rooi balle oorwees vir ons om van te trek, en daar gaan net 5 rooi balle oorwees. Maar omdat ons nou aanneem hierso dat ons eerste bal was 'n rooi bal, gaan daar nog steeds 3 blou balle in die sak wees waarvan ons kan trek. En nou, as ons staan by die blou balle, en ons neem aan ons eerste bal was 'n blou bal, dan gaan daar nog steeds 6 rooi balle wees om van te trek, maar omdat ons eerste bal ons nou aanneem dat dit 'n blou bal was, sal hier nou net 2 blou balle oorwees wat ons nou kan trek. Goed, en nou moet ons elke paadjie wat ons kan volg om 2 balle te trek, se antwoord moet ons aan die einde van ons boomdiagram skryf. So ons eerste paadjie wat ons kan volg, is ons kan 'n rooi bal en 'n rooi bal trek. So as ons daardie antwoord moet neerskryf, gaan ons dit maal, so ons gaan sê 6 op 9 maal 5 op 8. En dan gaan ons antwoord wees 0,42. Dan ons volgende paadjie wat ons kan volg, is ons kan 'n rooi bal en 'n blou bal trek, so 6 op 9 maal 3 op 8. En dit gaan vir ons 0,25 gee. Dan kan ons 'n blou bal en 'n rooi bal trek, dis 3 op 9 maal 6 op 8, en dit gaan vir ons ook 0,25 gee. En dan kan ons 'n blou bal en 'n blou bal trek, en dis 3 op 9 maal 2 op 8, en dit is 0,08. Nou is ons boomdiagram volledig. Nou gaan kyk ons wat hulle vra. So hulle vra hierso, wat is die waarskynlikheid dat 2 balle van dieselfde kleur gekies sal word? So watse paadjies kan ons stap om 2 balle van dieselfde kleur te kry? Ons kan of 'n rooi bal en nog 'n rooi bal trek, of ons kan 'n blou bal en 'n blou bal trek. So daar's 2 paadjies wat ons kan stap om die regte antwoord te kry wat hulle vra. So nou gaan ons die paadjies wat ons kan stap om daardie regte antwoord te kry, die paadjies, die verskillende paadjies gaan ons nou bymekaar tel. En dit gee vir ons 'n antwoord van 0,5. Goed, kom ons kyk na voorbeeld 8. Hier sê hulle, daar's 3 masjiene in 'n fabriek wat sakrekenaars vervaardig. Masjien A vervaardig 20%, masjien B 50% en masjien C 60% van al daardie sakrekenaars. Onderskeidelik 4%, 6% en 7% van die sakrekenaars wat deur masjiene A, B en C vervaardig word, is foutief. So 4% van A, 6% van B en 7% van C is foutief. So die res is nie foutief nie. Okay, dan vra hulle vir ons 'n vraag. Okay, so as ons hierdie boomdiagram gaan teken, gaan ons eerste, dit is amper soos die 2 balle wat ons gaan trek. Eerste moet ons gaan trek, as ek dit so kan noem, uit watter masjien gaan daai bal of daai sakrekenaar kom. So masjien A is 20%, so ek gaan 'n 0,2 daar gaan neerskryf. Masjien B is 50%, 0,5 en masjien C is 30%, so 0,3. So ons gaan eers moet kyk uit watse masjien gaan die sakrekenaar kom. Dan, by elke masjien het ons 'n kans dat die sakrekenaars of foutief of nie foutief is nie. So dis ons tweede trek.
So of die sakrekenaars is foutief of dis nie foutief. Of is foutief of dis nie foutief. So ons kan al die foutief se persentasies gaan invul. So A se foutief is 4%, 0,04. So dan beteken dit dat A se nie foutief moet 0,96 wees. Want saam moet dit ons vir ons 100% gee. B se foutief is 6%, 0,06. Dit beteken dat B se nie foutief is 0,94. C se foutief is 0,07. So dus moet C se nie foutief 0,93 wees. Onthou saam moet dit vir ons 100 gee. Nou moet ons elke paadjie se antwoord gaan neerskryf. So 0,2 maal 0,04. Dit gaan vir ons gee 0,008. Dan volgende een 0,2 maal 0,96. Dit gaan vir ons gee 0,192. Dan 0,5 maal 0,06 is 0,03. Dan 0,5 maal 0,94 is 0,47. Dan 0,3 maal 0,07 is 0,021 en 0,3 maal 0,93 is 0,279. So daar het ons die boomdiagram geteken. Ok, nou gaan ons gaan kyk wat hulle vir ons vra en ons gaan die paadjies highlight wat vir ons die antwoord van die vraag sal gee. Wat is die waarskynlikheid dat 'n sakrekenaar foutief is? So foutief beteken ons kan of A foutief, ons kan daai paadjie gaan stap, of B foutief, ons kan daai paadjie gaan stap, of C foutief, ons kan daai paadjie gaan stap. So dis die 3 paadjies wat ons kan stap vir foutief. So nou moet ons die antwoorde van elkeen van die paadjies wat ons kon stap bymekaar gaan plus. En dit gaan vir ons gee 0,059 en as ons afrond tot 2 desimale plekke is dit 0,06. Ok, dan ons laaste voorbeeld. Daar is X groen balle en 4 geel balle in 'n sak. 2 balle word met terugplasing. Die vorige som in nommer 7 was sonder terugplasing. Hierdie is bietjie makliker, dis met terugplasing. Een na die ander uit die sak getrek. Indien die waarskynlikheid dat 2 geel balle na mekaar getrek word 0,326 is, bepaal hoeveel groen balle, die X, hoeveel groen balle is daar in die sak. Ok, so ons moet nou hierdie boomdiagram teken met onbekendes in. So ons het 2 balle word getrek en die balle is groen of geel. So die eerste keer word daar 'n bal getrek en dan word daar weer 'n kans vir 'n bal wat ons kan trek. Groen en geel en weer groen en geel. Ok, so nou is dit net so bietjie moeiliker om die waarskynlikheid neer te skryf, maar daar is nog steeds X groen balle in die sak. So X op, wat is my totaal? Daar's 4 geel balle en X groen balle. So my totaal is 4 plus X. Ons weet net nie wat daai X is nie. So die geel balle se totaal is ook 4 plus X, maar hierdie keer weet ons daar is 4 geel balle. Ok, nou word dit met terugplasing. So of ek nou 'n groen of 'n geel bal getrek het die eerste keer, ons gooi dit weer terug. So daar's dieselfde hoeveelheid groen en geel balle vir my tweede trek. So daar's nog steeds X groen balle in die sak en my totaal is nog steeds 4 plus X. Daar's ook nog steeds 4 geel balle in die sak en my totaal is 4 plus X. Dieselfde hierso, daar's nog steeds X groen balle in die sak. My totaal is 4 plus X. En daar's nog steeds 4 geel balle in die sak en my totaal is 4 plus X. So alles bly net dieselfde met die tweede trek, want dis met terugplasing.
Ok, nou kan ons nie die paadjie se antwoorde gaan neerskryf nie, want ons het nie die x nie. Maar nou sê hulle vir ons dat die waarskynlikheid dat 2 geelballe na mekaar getrek word is 0,326. So watse paadjies moet ons loop vir 2 geelballe? Ons moet daar en daar gaan, dan ons 2 geelballe getrek. Met ander woorde, hulle sê vir ons dat hierdie paadjie se antwoord is 0,326. So dit beteken dat daai 4 op 4 plus x maal met 4 op 4 plus x moet vir ons gee 0,326. So nou gaan ons na die x uitwerk, so ons gaan sê 4 maal 4 is 16, en dan gaan ons 0,326 maal met ons 2 hakkies, 4 plus x, 4 plus x. Dan gaan ons die 16 deel, ons wil ons x oplos, so kom ons deel die 16 met die 0,326 en kom ons maal ons hakkies uit, dit gaan vir ons gee 16 plus 8x plus x kwadraat. Nou gaan ons faktoriseer, so kom ons vat alles na die een kant toe, en ek gaan sê 16 minus 16 op 0,326, en dit gaan vir ons gee minus 33,079. Goed, so nou kan ons nie faktoriseer, maar nou moet ons die formule gebruik, x is minus b plus minus vierkantswortel b kwadraat minus 4ac. Alles op 2a. Goed, nou gaan ons as a en ons b en ons c gaan invul. So nou gaan ons sê x is gelyk aan minus b plus minus vierkantswortel b kwadraat minus 4a en ons c is minus 33,079, alles op 2a. En as ons dit in ons sakrekenaar gaan intik, dan gaan ons kry x is minus 11 of x is 3 en x is die aantal groenballe, so dit kan nie minus 11 wees nie, so daai antwoord gaan nie van toepassing wees nie. En dan weet ons, daar's 3 groenballe in die sak. So dit was net 'n bietjie van 'n ander manier om hierdie boomdiagram in te oefen.